Ek is die Safa Kiwi mama en my naam is Lizelle en ek deel graag met julle die goeie en die slegte en die moeilike dele van immigrasie. So vandag deel ek 'n bietjie moeiliker deel van immigrasie. Sorry as ek uit asemheid is. Na 2 jaar in Nieu-Seeland trek ons dorp toe. Ons het begin 2 jaar gelede in Cambridge en ons het op 'n lifestyle blok of 'n plaas rural gebly. Ja, dit was amazing. Ek sal 'n foto hierso insit. Van hoe dit daar gelyk het. En toe trek ons Whakatane toe. Toe is ons weer geseënd met om hier te kan bly met hierdie tipe uitsig. En ons het nou vir nog 'n jaar hier gebly. En nou trek ons na ons 3de dorp toe in 2 jaar. En dit is moeilik. Dit is nie lekker nie. Dit is emosioneel drainerend. Ons vat dit soos dit kom. Dit is as gevolg van werksomstandighede wat ons dit moet doen. Hier is my view. Die man is bietjie kwaad. So ja, nou moet ons weer trek na 'n jaar en ons trek Tauranga toe. Dit is 'n uur noord van waar ons nou is. En ons trek vir die eerste keer dorp toe. So, ek het dit as 'n geleentheid gesien om te kan, ek is nou baie hoog. Ek het dit as 'n geleentheid gesien om te kan deel soos die voordele en die nadele van rural bly in Nieu-Seeland en in die dorp bly. My hart is baie seer om te moet trek, want die voordele van om op 'n plaas te bly is ver meer as die nadele daarvan. So, net om 'n paar te noem, die voordele is jy het hierdie natuur en stilte en dit is net amazing. Jy het nie bure wat reg op jou voorstoep is nie. Jy kan hard musiek speel, jy kan hard braai, jy kan kaal in jou huis loop met die gordyne oop. Dit is net amazing. En dan ons het goed soos 'n groentetuin, ons het komposhoop. My kinders kry te doen met diere. Ons hasies. Daar is perde langs ons, daar is beeste, skape. Ons het turtles. Ons het die spasie wat net amazing is vir kinders om te speel. Die ander ding is in Nieu-Seeland is rural properties baie keer goedkoper. So ons betaal $590 vir ons huis. Dit is 'n bietjie 'n ouer huis. Dit is nog steeds 'n netjiese huis. Maar is nie so modern soos die huis in die stad nie, maar ek verkies dit eintlik. Maar ja, in die stad gaan jy vir 'n ordentlike huis ten minste $700 betaal afhangend van waar jy is. So dis nog 'n voordeel, maar dan moet jy ook in ag neem dat jy moet ry elke dag, so jy moet daai brandstof in ag neem. Skool toe vir my is 20 km, dorp toe is 20 km. My man se werk toe is 30 km, so dis weer dinge wat jy in ag moet neem. En ook die ander ding is plaashuise is soos baie groter teenoor in die dorp waar die huise is nie soos Suid-Afrika wat jy groot erwe het nie. Die huise is maar baie op mekaar en klein in meeste groot dorpe, wat ook maar seker in die stede ook so is, maar Suid-Afrika is net baie groter as Nieu-Seeland, so daar is baie meer spasie. Nog 'n
voordeel van meeste plaashuise het kaggels en deesdae al die nuwe huise, wel meeste nuwe huise in die dorp het word nie gebou met kaggels meer nie. Hulle is nou baie regulations in plek van pollution en sulke goeders. En so dit is nog 'n voordeel van rural huise. So ons gaan ons kaggel verskriklik baie mis want ons maak elke aand vuur. Die nadele is dat ons is ver van die winkel af en van die skool af en van net soos parkies en goed wat kinders graag wil doen en die strand. So elke keer as my kinders wil fietsry, dan moet ek nou eers die fietsse inlaai en dan moet ons ry. Maar dit was nou nog regtig tot dusver nog nie so groot probleem vir my nie. Daar's net soveel meer voordele as nadele. So dit is nie vir my 'n issue nie. Maar as ons nou dorp toe trek, die dinge waarna ek nou weer uitsien, want ek moet na die positiewe goed daarvan kyk, sodat ek kan afskeid neem van hierdie tipe opset, is dat ek sien uit na die sidewalks waar ons net by ons hek kan uitgaan en op fietsse ry parkies toe. En dit is wat my kinders op hierdie ouderdom geniet. So hulle raak ook verveeld, al bly ons op 'n plaas en ons het mooi dinge, raak hulle maklik verveeld, want hulle is nou op die ouderdom waar, jy weet, in die dorp, hierso in Nieu-Seeland, speel die kinders in die strate. En ons gaan in 'n doodloopstraat bly, so dit is soveel, dit is so lekker vir die kinders om net te jol op so 'n straat en fiets te ry en alles. So dit is nou weer die dinge wat lekker is van 'n in die dorp bly. En dan dat jy gou net vinnig 5 minute kan winkel toe ry en nie jou beplanning so moet doen soos ek kan nie nou net 20 kilos ry vir 'n brood nie. Ek moet my beplanning om dit doen wanneer ek 1 keer 'n week dorp toe gaan, soos dit. So dis die dinge wat mense in ag neem. Maar verder as dit is daar nie nog voordele vir my van in die stad bly nie. Dit gaan 'n groot aanpassing vir ons wees, want as ons by ons voordeur uitloop, dan is daar bure. As ons by ons braai area uitloop, is daar bure. So om van hierdie af te gaan na bure soos reg hier, en jy moet in ag neem soos dat jou kinders nie skree en geraas maak en harde musiek en sulke goeters nie. Ja, dit gaan 'n groot aanpassing wees, maar ons is nog steeds baie geseënd en ons was geseënd om vir 2 jaar soos die ondervinding te kon gehad het om op 'n plaas te kon bly en veilig te kan voel, soos te kan slaap met ons deure oop op 'n plaas is soos 'n droom. En ja, daar's mense wat in Suid-Afrika gaan sê, ek bly in Suid-Afrika en ek slaap ook met my deure nog oop op 'n plaas. Ja, jy bly seker in die freaking pofadder. Want jy kan dit nog seker daar doen. Maar ek kom van Natal af waar jou ouma en oupa op 'n plaas gebly het waar baie van hulle bure vermoor is. Jy kan dit nie doen nie. En waar jy moet dorp toe trek om veilig te wees. Hierso is dit soos, jy trek eintlik plaas toe want is veiliger. In Suid-Afrika trek jy dorp toe want is veiliger. Ek wou dit maar net met julle gedeel het. Ja, ons sien uit na ons nuwe lewe in ons 3de dorp en ons hoop ons kan nou daar settle. So ja, dit is die volgende stap wat ons neem in ons immigrasie paadjie. En ek wou net met julle deel dat veral vir die mense wat nog oorkom en mense wat sopas in Nieu-Seeland aangekom het of nog net 'n jaar hierso is of so. Dit is nie maklik nie en hulle sê dit vat 'n paar jaar om jouself te vestig en my storie is regtig 'n bewys daarvan dat ja, dit is nie maklik om op te pak weer vir 'n 3de keer in 2 jaar. Elke keer begin jy net vriende maak, jou kinders begin net settle in skole, hulle begin net
vriende maak en jy begin net voel, okay, I've got this, en dan kom maar weer ietsie op en jy moet weer van vooraf begin. Maar ons Safas is sterk en een ding is verseker, ek kon nie deur hierdie tye gekom het sonder my geloof nie. Die Here is goed vir ons en ons is baie geseënd, al was dit nog nie maklik so ver nie. En ek het ook gesien dat hy ons nog nooit gelos het deur al hierdie emosionele goed wat ons moes verwerk het nie. En die hele proses wat ons moes deurmaak, dit is asof jy jouself verloor en dan moet jy jouself weer vind. En mens dink, jy's 2 jaar, jy moet nou begin voel, jy settle, maar ek en my man voel nog glad nie so nie. Ek dink maar net omdat ons elke keer moet oorbegin, maar it is part of the journey en ons vertrou waar die Here ons vat en die rede daarvoor en dat ons geluk sal vind waarheen ons gaan. En flippens binnekop. So ek wou net gesê dankie dat julle my storie volg en die doel van my blad en om video's te maak is dat julle wat nog moet oorkom of enigiemand wat 'n moeilike pad het wat al klaar hier is, nie moet voel julle is alleen nie en ons sal saam ons struggles face. Dit kan soms 'n baie eensame pad wees, maar dit hoef nie te wees nie. Ons kan saam deur hierdie kom en mekaar se struggles deel en ek love dit wanneer julle elkeen se storie met my deel, want dit laat my nou weer beter voel. Ek voel al klaar baie beter as die begin van hierdie jaar. Ek het deur groot mental challenges gegaan, waar ek by die huis gesit het vir 'n jaar sonder werk en dit het my glad nie goed gedoen nie. Net die feit dat ons elke keer moet, net as mens dink jy settle, dan skuif jy weer aan. Maar ja, ek het sterker daar uitgekom en ek het eintlik besef soos hoe sterk ek kan wees en ek kon dit nie gedoen het sonder die Here nie. Maar dankie dat julle my volg en as jy my video's geniet, like en share dit asseblief met julle vriende of enigiemand wat kan baat daaruit. Ek waardeer elke share en dit motiveer my om nog te maak vir julle. Hierdie is die laaste keer wat ek sal stap op hierdie plaas en dit is vir my hartseer, want deur al die moeilike tye is dit soos waar ek my vrede gevind het om net te loop en te bid en net die son te sien sak hierso oor die berge. Ja, hierdie views het my deur baie moeilike tye in my jaar gevat. So ek het soos 'n emosionele koneksie aan hierdie plek en ek groet dit met 'n swaar hart. Ek hoop maar die tannie wat hierdie huis aan behoort my sal eendag nooi vir koffie, dat ek weer kan terugkom en wie weet, dalk bly ons op 'n plaas weer iewers in die toekoms om dorp toe te trek, hoef nie vir altyd te wees nie.